Ek hoop jy het jou blink skoene aan en jou hare is in plek, want vanaand rol ons die rooi tapuit uit vir een van ons land se mooistes en befaamstes. Sy is 'n skoonheidskoningin, internasionale spreker, besigheidsvrou, UNICEF ambassadeur en ma. Sy is invloedryk, stylvol en plat op die aarde terselfdertyd. Sy is absoluut beeldskoon en het al die loopplank gedeel met supermodelle soos Naomi Campbell en Kate Moss. Sy is mevrou Suid-Afrika 2000, Joanne Strauss. Geniet die kuier. As dogtertjie droom sy van 'n roemryke loopbaan as televisieaanbieder. Op skool sit sy haar beste voetjie voor. Is 'n A-student wat aan alles deelneem. Een van daai wie se studienotas almal altyd wil hê. Vandag is sy nie veel anders nie, want as 'n geleentheid verbykom, gryp sy dit en dans daarmee. Sy word gekroon as die heel eerste mevrou Suid-Afrika van die millennium. Sy jaag haar drome na en is jarelank aanbieder van die glansprogramme Pasella en Top Billing. Vandag is hierdie beeldskone vrou 'n top besigheidsvrou, internasionale spreker en ma van 4. Joanne, na 4 kinders en jy lyk so. Dis alles 'n illusie, nee, ek moet sê. Al die lyntjies gaan soos ek het slim aangetrek vir vandag. So dis beplan. Dis totaal beplan. Nee, sy jok, want ek het vriendinne ook en dit vat nog 'n tydjie na so 1 of 2 kinders, maar dis 4. Wat doen jy? Het jy dadelik begin gym en goed? Weet jy, die eerste kind en die tweede kind eintlik, dan is dit nog 'n bietjie makliker geweest vir my, want borsvoer was die beste dieet wat ek nog ooit gehad het. Dis nou tips hier, so jy moet luister. Dis hoekom ek het maar gespot. Ek het gesê my kind gaan 18 wees en mamma nog by die skool kom klop en sê, "Hallo, wil jy nog ietsie drink?" Maar my man is baie goed met gesondheid, so ons almal gaan stap lekker as gesin. En eet gesond. Ons probeer so gesond as moontlik eet. Jy's beeldskoon. Dankie. Maar jy was glo nie altyd so mooi nie. Nee, en ek is nog steeds nie, maar ek weet hoe myself met mekaar te sit. Maar ek wil eers teruggaan na die jaarboek. Met die jaarboek was die oogies glo altyd toe. Ja, ek was nie so goed met die foto's op skool nie. Dit was eintlik, ek dink my pelle het eintlik baie grappe daaroor gemaak, want ek het altyd my vels baie olierig. Hulle het eintlik vir my slapchip genoem, omdat ek was so olierig. En dan is jy nou nog lank ook, né? Dan is ek nog lank en ek moet sê, op die ou einde het ek eintlik gehou van my noemnaam. So ja, slapchip. En was jy 'n gelukkige kind op skool? Ek was. Hoe kan ek sê, ek was nie die voorbeeldige student. Ek het al my notas eintlik was perfek. Ek het notas gemaak wat almal dan versprei het. So jy was so effens van 'n nerd. Nie effens nie, ek was 'n volle nerd. Want ek is probeer nou versigtig het iets moet sê. Ja, ek was 'n volle nerd. Ja. Nee, ek het op skool, ek het ekstra vakke geneem. Ek het letterlik al my vakke was hoërgraad. En dis in Somerset West gewees, né? Somerset West Hoërskool, Hottentots Holland. Selfs my laerskool, Blackheath laerskool. Ek het baie pret gehad op skool. Daar's vreeslike mooi stories oor jou. Ek weet nie of jy almal van hulle kan onthou of almal ken nie, maar daar's vir my 'n mooi storie toe jy net gekroon is as mevrou Suid-Afrika. Toe moet daar 'n televisiespan kom skiet by julle. En jy en ma het glo vir 3 dae daai huis skoon gemaak. Kyk, ek en my ma het lekker skoon gemaak. Kyk, ek het so as my ma haar hare op haar kop gesit het, 'n doek opgesit het en moue opgetrek en alles, dan was ek en sy reg vir skoonmaak. So ja, ons het lekker. So uitgesien na daai shoot. Ons het uitgesien. Ons het voorberei. Het jy uitgesien na vandag se shoot ook? Ek is nog baie geëerd dat mense nog belangstel in my storie. Ek meen, is al hoe lank sê dit mense vir Suid-Afrika en al hierdie goeie. So en Nee, ons doen. Ek waardeer dit. So ja. Dan was dit ook, jy het nie baie oor see gereis as kind nie, maar daar's 'n ding toe jy 18 geword het. Het pa jou waartoe gevat? So toe ek 18 word, het my pa besluit dis nou tyd vir ons almal as gesin om paspoorte te kry. So ons het dit was ons uitstapie vir my 18de verjaarsdag. En my pa het net gesê ons weet nie wanneer ons ooit 'n kans gaan kry om te reis nie, maar ons gaan paspoorte kry. En is net daarna wat jy te mee vir Suid-Afrika toe begin die reis. Ja, absoluut. Letterlik, toe ek 19, toe word ek mevrou Suid-Afrika en dis my eerste tripie Puerto Rico toe. Kritiek. Het jy al baie kritiek gekry? Heeltyd. Regtig? So as mens ouer raak, kom jy ook agter hoe baie van die kritiek moet jy dan eintlik te harte neem. So ek was 19 jaar oud toe ek mevrou Suid-Afrika word en jy's jonk, jy verstaan nog nie dat mense soms dinge sê om aandag te kry nie. En wat sê mense, platejoggie? Ja, ek weet wie dit is, ons gaan nie die naam sê. Al die name noem nie. Ja. Maar hy sê toe, ons het nou ons lelikste mevrou Suid-Afrika ooit. Ek dink hy het dit gesê om aandag te kry en om hierdie gesprek te begin en ek verstaan dit.
Maar as 19-jarige het ek dit nie Nee, dan ek verstaan dit net glad nie. Vir my die lekker ding van ouer raak is dis water van 'n een se rug af. Joanne Cindy Strauss se kinderjare was nog soos kinderjare moet wees, in hoofletters en uitroeptekens. Sy onthou haar en haar broer op fietsse in Blackheath se strate. Hulle ouerhuis, een van liefde, respek en harde werk. En dan die twee oumas is dis ouma Caroline en ouma Johanna. Presies. Ouma Caroline was My ma se ma ja, en ouma sy het Johanna. lekker afval gemaak. Sy baie lekker en dan het ek nou nie geëet nie. Sy maak dit so die afval met die perskes en al daai goeders. En as ouma Caroline vir jou kyk en sy sê eet, dan het ek maar geëet. En dan ouma Johanna, sy was meer die rustige een. Sy het altyd vir ons geleer die verskillende rympies en tinkie en al daai goeders. Kon nie lees of skryf Ja, nie. dis nou hierdie wyse vrou wat nie kon lees of skryf nie. Kon nie lees en skryf nie. Maar hulle het gesien hoe suksesvol jy is, nê? Nee. My oupa John en ouma Caroline was by my groot welcome home partytjie na mee vir Suid-Afrika. Maar sy oupa John het onder hierdie flight path gebly sy hele lewe, maar hy was nog nooit op 'n vliegtuig tot op die ouderdom van 85 nie. Toe as verrassing, toe koop ons vir hom 'n vliegtuigkaartjie om sy sussie te gaan kuier in Appington. En ek klim toe af van die vliegtuig af en hy sê, "Jong, en jy het nie vir my gesê die vroumense op baie vliegtuie is so mooi nie." Aha. So hy Ek vra vir karakter. jy vra nie om uit te vis nie, maar dit was net vir my lekker dat jy ook gewone kinderjare, daar was nie. Wonderlike Maar toe op kinderjare. skool, kyk, toe sit nou matriek 93% gemiddeld. Ja, so elke persentasiepunt bo 85 op hoërskool het vir jou R1000 gegee vir jou universiteitsbeurs. So en as jy hoofmeisie was en ek was hoofmeisie, het jy nog R1000 gekry. So ek het R8000 gehad wat ek kon gebruik vir my mediese graad. Die planne vir haar mediese studies was reeds in plek toe Joanne mediamagnaat Koos Bekker ontmoet en die haar ooreed om eerder die media sweer te betree. Sy behaal haar BCom regtegraad aan Stellenbosch Universiteit. Sy was maar 19 en nog 'n regstudent toe sy daai foto's vir die Mee vir Suid-Afrika kompetisie instuur. En toe wil jy gaan medies studeer, het jy het ingeskryf al daarvoor. Ek het toe aansoek gedoen vir medies. Ek is aanvaar. Maar toe moet jy vir Koos Bekker wat ons nou almal ken. Ja. En my man sê nog steeds, Koos skuld die wêreld nog 'n dokter want hy het vir my. Ja, hy het jou toe ooreed om die Dit was die beste besluit en ek is so dankbaar. maar toe gaan swat jy regte. Toe gaan swat ek BCom regte op Stellenbosch en ek het ekonomie geswat. Ek was mal oor ekonomie nog steeds. Maar toe het jy nou nie klaar geswat nie, maar toe gebeur jy meer vir Suid-Afrika. Maar daar's ook 'n storie, jy was nie een van daai wat gesê het ek gaan nou inskryf, ek wil nou wen, ek wil dit doen nie. Ma het iets daarmee te doen gehad. My ma het toe my fotootjies geneem en Maar ek wil dit hoor, die fotootjies was agter in die tuin sommer. agter in die tuin Met 'n baie baie kostuum. broekriet met 'n baie kostuum en maar ek meen natuurlik ek het geweet sy doen dit. Ja. Ek dink ag mams, daar's geen kans nie. Ek is te jonk. Ek is nie so gegroom soos al die ander girls nie. Daar's geen manier nie. Ja. En ek bedoel, jy was ook nie een van daai wat nou wêreldvrede in goed nie. Dit het ek nou als gelees. Vir jou was dit nog 'n groot ding om 'n motor te wen. Ek het geweet dis 'n wonderlike platform. Ek het geweet dis 'n wonderlike geleentheid vir my om my stem te kan gebruik. Natuurlik, jy probeer soveel as moontlik help by verskillende organisasies en ek werk nog steeds met baie van die organisasies met wie ek gewerk het Ja. 23 jaar gelede. Maar vir my dit was 'n wonderlike besigheidsgeleentheid ook. Maar ook moeilik want dit was nou die eerste keer in Johannesburg gaan bly en daar's natuurlik baie mooi in 'n plek daar, maar weg van die familie, weg van die huis, iemand familie, wat nog nie eintlik gereis het nie. En weet jy die interessante ding is Hannes, ek het letterlik my karretjie het op hom groot gehad met Juffrou in Suid-Afrika. Ek is nie in Joburg, ek weet nie hoe om daar rond te ry nie en ek ry nie. Eendag, ek is op pad na een van die juweliersplekke het vir my gebors. So ek het al hierdie juweliersware aangegaan en ek ry in my Juffrou Suid-Afrika karretjie al die pad in Hillbrow toe. Ek kom by die Brixton, Murden, Robber. Ek is letterlik daar. Ek meen interessante mense kom kyk na my en kom kyk na die kar en ek's net soos in, "Hi, I'm Joanne. I'm Miss South Africa. Can you please show me where Sandton is?" En ek dink mense het seker gedink dis 'n Leon Schuster ding. You must be joking, man. Dit is ridiculous. So Maar as jy so terugkyk, Joanne, is daarom wonderlik. Ek bedoel dis half soos 'n sprokiesverhaal ook, nê? Gewoon groot geword, ouers ook nie skatryk nie, oumas in ewe skielik meer vir Suid-Afrika en dan alles wat jy gedoen het. dis 'n wonderlike reis en ek is nog steeds op hierdie wonderlike reis. Ek dink dis die hele ding. Elke
elke gedeelte van my lewe soos sy eie hoofstuk en ek geniet elke liewe hoofstuk. Ek meen daar's dis pret. Jy het ook natuurlik die wêreld gesien dat daai jare is mee vir Suid-Afrika. Maar jy is nog steeds lief vir. Jy het nou net teruggekom van Mauritius af. Ons is baie dikwels in Mauritius. Dis 'n baie spesiale Ek het vir sy kaart nie reis rond. Presies. Maar ek was by die GITEX AI conference. Ek doen baie werk in verskillende vir my anders ek wil nooit ophou leer nie. Wat is daai live as if you're going to die tomorrow and learn as if you're going to live forever? En ons besef so gereeld, ons almal het mens nog so baie het om te leer. Presies. So ek leer nou oor AI, ek leer oor kuns. Dis nou vir my die heerlikste avontuur. Ek werk nou byvoorbeeld met verskillende mense wat nou vir my ek gaan Art Basel toe en ek leer. Strauss & Company wat jy ook betrokke by is. Ek is ook ek dien op 'n paar direksies, ja. Net hierna gesels ons oor haar groot liefde, maar Joanne maak ook haar hart oop oor baie moeilike tye met haar liefste moeder en haar broer Heinrich. In 2001 sluit sy as aanbieder aan by die tydskrifprogram Pasella. Toe is sy vir etlike jare ons gasvrou op Top Billing. Hier wys sy haar staal. Sy loop op vuur, swem saam met haie, reis op olifante en loop op die vlerk van 'n Boeing 747. En ek dink 2001 toe sit Pasella aan toe Top Billing, maar Joanne, dit was ook daarom 'n lewe. Dit was 'n absolute avontuur. Ek meen Pasella was vir my so lekker want ek onthou nog my eerste Pasella shoot was aan die Kango grotte. Ek het dit nou gekyk vir hierdie onderhoud. Ja. Ek was in 'n hoë hakke in die Kango grotte en ek meen as mense aan die Kango grotte was, dan weet jy dis nou nie 'n hoë hak plek nie. Jy het 'n kans gehad om met baie mense onderhoude te doen en mense te ontmoet. Antonio Banderas, Elton John onderhoud, Charlize Theron. Ja. Is daar iemand wat jy sou sê wat jou gunsteling was? Elton John was regtig so vriendelik. Ek meen is ook een van daai dinge, jy het 5 minute om die onderhoud te doen en jy vra soveel as moontlik vrae en hy was rustig en baie cool. Ek moet sê, as ek nou terugkyk, ek dink soms wie se lewe is dit? Want Donatella Versace, Heidi Klum, ek het haar weer gesien nou onlangs. Dis nogal, as ek dink daai dogtertjie van Blackheath, sy het nogal haar paspoort. Dit is te sleg gedoen nie. Nee, sy het haar paspoort 'n paar keer gestamp. Ek moet sê, papi, ek sit nou op die 5de paspoort, maar ek onthou nog steeds daai eerste paspoort. En onthou waar ek vandaan kom. Absoluut, Ja. absoluut. Van UNICEF ambassadeur en Media 24 raadslid tot internasionale verteenwoordiger vir handelsname soos BMW, Lufthansa en Samsung, aangewys as stylvolste vrou in Suid-Afrika. Sy is ook 'n eiendomsbelegger en pas aangestel as direksielid van Strauss & Company, 'n kunsveilingshuis. Aldeur kruis sy die 7 oseane vir haar werk, staan haar gesin egter altyd eerste. Okay, nou gaan ons lekker gesels oor die man. Ek wil alles van hom hoor. Waar het jy hom ontmoet? Ek het my man omtrent so 18 jaar gelede ontmoet in Kampspaai. Op daai stadium. Ek was so bang sy gaan 'n ander storie vertel want ek ken daai storie. Ja. Nee. Op daai stadium is hy 'n studentedokter en ek en een van my mede-aanbieders het in 'n bar gesit in Kampspaai, Caprice. Jy het nie 'n lekker dag gehad nie. Nee, ek het nie 'n lekker dag gehad nie. Ek is toe op daai stadium toe ek uit met my ander ouetjie en hierdie mooi man stap verby en sy sê toe vir my op daai stadium, "There goes your future husband." Toe gaan sy praat toe met hom, sy doen die wing woman ding, toe kom sy terug en toe sê sy, "Nee, hy's nou reg, hy's nou nou gaan praat." Jy kan gaan. Ja. Gaan ek na hom toe en ek sê, "Jy lyk nice, jy's mooi aangetrek, jy ruik lekker. Speel jy vir my span of watter span?" Ja. Is jy gay of nie? Presies. Ja. En ja, toe is hy nie gay nie. 4 kinders later. En hy het toe ook, wat was die eerste kompliment het hy vir jou gegee? Hy het vir my gesê ek het die perfekte heupe vir kinderspaar. So Daai eerste dag. daai eerste dag, maar kyk, ek meen hy's Duits, hulle is baie direk en hy's 'n dokter, so dis eintlik 'n eerlike kompliment. Ja, wat is sy naam? Michael. Hy's nou eintlik professor Michael. Ja nee, dis Alt. nou grand sy professor. Hy's nou professor. Hy's nou professor. Hy's eintlik een van die jongstes. Amazing, baie intelligent. Natuurlik is hy intelligent. Hy het vir my gekies. Ja, en natuurlik. En wat is hy van? Held. Hy's my held. So jy is Joe Held. Ja, ek is Joe Jera. Ek is Joe Young.
Die liefde en geborgenheid wat Joanne in haar gesin skep, is wat sy as kind in haar ouerhuis geleer en ervaar het. Vandag is haar pa steeds haar groot steunpilaar en bron van wysheid en haar ma haar beste vriendin en rolmodel. Maar dinge is nie altyd maklik nie. Jy het soveel dinge by ma en pa geleer. Okay. As jy moet sê by pa, ons vat eers by pa, wat is die belangrikste wat jy by hom geleer het? Ek onthou nog my pa het vir my gesê, the world is your oyster. En ek dink vir my, dit was amper soos hy wil net geweet het, dat ek verstaan, dat die wêreld is eintlik klein. En die wêreld is daar vir my om te gaan geniet en te gaan ondervind. En hulle moes baie goeders opoffer. Ek meen, hulle was 21, 22 toe hulle vir my gehad het. En jy het so baie dinge by ma geleer. Jy sê sy is jou beste vriendin. My ma is my beste vriendin. Ek dink my beste vriendin, natuurlik daar's dinge wat in haar lewe gebeur en in ons lewens gebeur wat dinge bietjie moeiliker maak om soort van daai hegte band te kan hê, maar my ma, sy's ongelooflik. Jy het alles saam gedoen. Sy het saam met jou ook matriek geskryf. My ma het saam met my matriek geskryf, so sy kon nie matriek klaar maak toe sy klein was nie of jonk was nie. En toe matriek nou kom, toe sê my ma, weet jy wat? Ek en jy gaan saam matriek skryf. In fact, ons gaan eintlik resies. Ons gaan sien wie's eerste klaar met matriek. Ek vra nou al hierdie goed want ek waardeer dat jy openhartig met my daaroor gaan gesels ook. En toe vind julle uit iets is nie heeltemal reg nie. As ek nou regte woord. Ja, ons het vir 'n tydjie geweet. En my ma was nog altyd eksentriek. So ek het gedink, okay, miskien is dit nou net 'n bietjie soos sy ouer raak sy 'n bietjie meer eksentriek, maar ons het 'n paar dinge begin oplet en dit was in haar laat 50's. Laat 50's. Ja. Dit het omtrent 3 jaar geneem om eintlik 100% te diagnoseer dat sy FTD het, frontotemporal dementia. Spraak het ook toe dan minder geword en your sense of judgment, dis jou frontotemporal lobe, dit word affekteer. En hoe gaan dit nou met haar? Hannes, ek gaan vir jou dit sê. My pa is die amazingste man. En selfs met alles wat gebeur het met ons as gesin, my pa glo nog 100% hy is die gelukkigste man op die aarde. Hy is so lief vir my ma. Erken sy hom, Joanne? Ja, 100%. En vir julle? Vir ons, sy weet sy het 4 kleinkinders, sy kan nie meer regtig praat nie, sy kan so nou en dan sing. So, ja, dis ek's baie gelukkig. Sy lewe, sy is gesond. Ja. Dit lyk nie vir jou of daar pyn is en of dit Nee, sy sy is nie- ongelukkig nee, is nie, sy net is dit nie maak pyn. dit makliker. Ja. En toe, ek bedoel dit is toe nou baie erg, maar jou broer is ook oorlede in 2021. Ja, my boetie is oorlede 18 Desember 2021 en hy is 4 jaar jong as ek gewees en die mees amazing ou Hoe oud was Henry gewees? 36. Ek kon nie sien dit waarna sy oorlede nie. So hy het sy ingewande uit 'n infeksie opgedoen en Maar was dit sieklik of so hy iets was nie gewees? sieklik tot op die laaste stadium nie. Ek dink daar was iets wat ons nie agtergekom het nie, wat hy selfs nie agtergekom het nie, 'n siekte wat hy gehad het en toe sy hy skielik oorlede. So ja, nee, dit was baie moeilik. En ma, weet sy Henry is oorlede? Sy kan nie praat nie, so ons weet nie regtig nie, maar ja, ek dink sy weet hy's weg. Nou 'n bietjie ligter. Wat is jy dink met skoene? Weet jy, Hannes, ek dink was dit Oprah Winfrey wat gesê het, I still have my feet firmly on the ground. I'm just wearing better shoes. So ek hou van nou wat sê keep your standards high and your heels higher. Wat is ek het nou eers 'n keer toe ek nou gaan lees het oor die goed, wat is die ding van foot cleavage? Wat's dit? So as jy nou soos 'n mooi pump dra, moet jy weet soos cleavage, Ja. maar dan met jou voetjies jy moet ook 'n bietjie van die toon cleavage sien. Ek moet sê Hannes, ek het ook nou agtergekom met sosiale media, daar's 'n hele foot fetish gemeenskap. Daar's 'n Wikifeet. Jy weet van 'n Wikipedia, jy geweet daar's 'n Wikifeet. So mense gaan kyk dan na mense se voete, maar interessant. Elkeen het sy eie goed, cool, is cool. Genade. Ek hou van skoene. Ek het altyd die hoogste hakke gedra, maar nou ek hardloop agter 4 kinders aan. So ja, en my skoene het 'n bietjie meer prakties geword. En ook my jongste het my toon gebreek. Sy wou op iets klim en sy skop toe die een baasstoel per ongeluk
en dit land toe op my toon. Toe vir 6 weke kon ek nie hoë hakke dra nie. Ja, Eintlik maar 8 wees weke. is nie glamorous Nee, altyd dit kan nie, ja. gevaarlik En wees. Jy's gou liever 'n seilok. Ek hou van 'n goeie koopie. Dis die ding. Ek hou van interessante goeders vind. Ek meen as ons gaan travel in Europa, met die rand is dit 'n bietjie moeilik om in die fancy boutiques te gaan. So ek hou van 'n outlet store, ek hou van onderhandel, ek hou van slim koop. So en beraad en ek is vir my so 'n verkeerde woord, maar ek wil graag vir jou wat ander ma's wat kinders het en wat 'n loopbaan ook het. Wat sou jy vir hulle sê? To try and bury mom guilt. Want ek dink jy het daai working mom guilt as jy by die werk is, dan glo jy's nie genoeg by die huis nie. En as jy by die huis is jy ook nie 100% present nie, want jy glo jy moet by die werk wees. So dis 'n moeilike balans. Ek gun myself 'n bietjie tyd net om te weet ek's okay. Ek sê vir myself ook you're the best mom for your kids. Want almal se situasie is anders. Ja. Dis Okay. Wat julle vrouens voel mos altyd skuldig oor. Ons Goed, en ek voel sê altyd altyd skuldig. my ma Mariet van Wyk moes ook gaan werk het. Ek dink ek was nog nie eens 2 maande om geld in te bring. Absoluut. En ek dink nie ek het te sleg uitgedraai nie. nee, ek dink jy het okay uitgedra. So moenie so skuldig voel nie. Moenie skuldig voel. En ook, anders vir my die belangrike ding vir my ook met my seun, met my dogters, dat hulle sien ek geniet my werk. So as ek gaan werk, hulle weet ek geniet my werk en dis deel van wie ek is. So ja, ek is ma en dis my grootste eer om hulle ma te kan wees. Maar ek's ook Joanne. Ek het nou natuurlik my van verander ook. So maar my besigheidsnaam is Joanne Strauss. So hulle lag altyd so as ek die rooi lipstick aan sit en die eyelashes en dan sê hulle, "Oh, gaan jy vandag Joanne Strauss wees?" So dis lekker om daai balans te hê. Ja, dit is my voorreg, baie dankie. Baie dankie. Dit was lekker om met jou gesels. Dankie, Joanne. Ambisieus, suksesvol, beeldskoon. Joanne Strauss is dinamiet. Sy's egter ook hard. Iemand wat glo dat roem niks beteken as dit nie aangewend word om te doen nie. En dit doen sy beslis. Joanne, dankie vir 'n openhartige kuier.